begraf van Paasondag en hierdie goed het ons lewens verander. Dit het vir ons 'n nuwe toekoms gegee. Dit het ons geleer om die lewe anders te sien en anders te praat. Ons lees vandag op die eerste Lydenssondag, dis vandag die eerste Lydenssondag. Ons het verlede week voorberei en ons het hierdie week as Woensdag gevier, die aanbreek van die paar dae voor Lydenstyd. Maar op ons eerste Lydenssondag stop ons by die tweede ek is. Ons het verlede week gehoor Jesus sê ek is die lig vir die wêreld. Vandag sê hy 'n tweede ek is gedeelte wat ons lewens verander het. Natuurlik toe hy hierdie woorde sê, was daar baie verwarring. Daar was ouens wat gesê het, eintlik soek ons nie wat u nou sê nie. Maar kom ons kyk daarna en dan meet ons onsself so 'n bietjie waar ons staan met hierdie woorde van die Here. Ons lees uit Johannes 14. Die ek is uitsprake is in Johannes 14. En ek gaan lees uit die 2020 vertaling op bladsy 127 van die 2020 vertaling. En ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, en van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle, en jy het my nie leer ken nie, Filippus. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly, en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader, en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self? Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Ek lees vandag hier en dan net 'n kort nagedagte uit die vorige hoofstuk, wat die hele gedeelte inlei, die eerste paar verse uit Johannes 13. Voor die fees van die Pasga, het Jesus reeds geweet, dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot in die einde. Gedurende die aandete, die duiwel het reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê, om Jesus te verraai. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Kom ons raak rustig saam met mekaar, ons sluit ons oë en ons bid saam. Ook vandag, Here, leef dankbaarheid in my hart. En ek kan dit nie genoeg sê nie. Maak nie saak waardeur ek gaan, Here, en maak nie saak watter uitdagings ek het nie. En maak nie saak watter probleme ek in die gesig staar nie, want dit is nogal 'n ding van ons, Here. Dit voel soms ons mense kan nie sonder probleme nie, en as daar nie probleme is nie, dan skep ons hulle sommer. Maar maak nie saak hoe groot hierdie goed is nie. Niks kan groter en meer wees as dit wat U vir my gedoen het nie. U het 'n gewone mens kom vat en hom 'n ewige wese gemaak.
Het 'n gewone mens gevat en gesê, die dood is nie meer jou vyand nie. Ek oorwin ook jou dood. Jy's welkom saam met my in die ewige lewe vir altyd en altyd. En of ek nog besig is hier op aarde, Here, en of ek nog baie planne het, en of ek soms op pad is, maak nie saak hoe my toekoms lyk nie. Daar's 'n ewigheid voor my wat niemand kan wegvat nie. En U het dit vir my gegee. U het deel van my lewe gemaak. U het gesê, ek het 'n pad vir jou uitgelê, wat jy uiteindelik by die Vader kan uitkom, en hierdie pad het nie 'n naam of 'n nommer nie. Ek is die pad. Ek weet ek vergeet dit baie keer, Here. Jy sien, as ons besig is hier buite, vergeet ons dit. Die wêreld laat ons baie keer vergeet. Die wêreld laat ons baie keer vlak kyk, net teen dit wat nou gebeur, of dit wat my aandag opwys, of dit wat my kwaad maak, of hartseer maak, of bekommerd maak. U sê eintlik vir my, ook vanmôre hier, staan vir 'n slag stil, en kyk verder. Kyk verder, dat ek met jou op pad is. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons mense om ons sit, om ons vas te hou, om ons te dra. Dankie vir mense wat U vir ons gegee het, vir familie, vir gesinne, vir vriende, Here, vir geloofsmaaters. Dankie dat ons vanmôre ons mense na aan ons kan opdra. Dankie Here dat ons kan bid vir ons mense in ons geboorteland, ons geliefdes, wat ons baie keer moes agterlaat. U is regtig vir my goed, Here. Ek weet soms hou die goeters wat my bekommerd maak, of seer maak, of teleurgesteld maak, hou my besig, maar as ek 'n lys moet gaan opstel oor wat ek eintlik het, is dit baie langer as wat my pla. Dankie dat ons ook ons geloof kan bely. Dankie Here dat ons ook weet, U vergewe ons. Dankie dat ek weet, as daar berou is en ek kom soek my heil by U, is U die eerste een wat die hand uitsteek. Help my Here, dat ek hierdie genade nie goedkoop maak nie. Dankie dat ons ook die voorreg het, om as gemeente saam te kan aanbid. Aan U kom toe alle eer, ook in hierdie lydensweg. Amen. Ons is op pad. Agter elkeen van ons wat vanoggend hier sit, lê daar 'n oomblik waar ons sinne met hierdie woorde begin het. Ons is op pad. Op daai dag was ons die draers van moeilike nuus. Op daai dag was ons die draers van lewensveranderende nuus. En die ontvangers van hierdie woorde was ons geliefdes, ons mense, ons ouers, ons vriende, ons neefs en niggies, ons kollegas, ons hartsmense. Dis die mense wat daai dag moes hoor, ons is op pad, ons gaan weg. Ons gaan op 'n vliegtuig klim, en ons gaan tientalle ure en 'n paar stoppe later, 12.000 kilometer ver land op 2 klein eilandjies, wat ons nuwe woonplek en tuiste gaan wees. Jy weet hoe hierdie oomblik gevoel het. Ons almal onthou dit nog. Jy weet hoe moeilik dit was, daai laaste paar oomblikke op die lughawe. Jy weet hoe moeilik dit was om totsiens te sê. Dis nooit maklik nie. Aan die een kant was daar entoesiasme, hier lê 'n nuwe uitdaging voor ons. Aan die ander kant die vrees vir die onbekende, die vrees vir mislukking, gaan ons dit maak? Jy hoor soveel stories. Aan die een kant was daar geesdrif, want dis 'n nuwe hoofstuk wat aanbreek. Aan die ander kant diep seer oor hulle wat agterbly.
Aan die een kant opgewondenheid. Wie weet wat wag. Aan die ander kant 'n skuldgevoel oor alles wat jy agterlaat en almal wat jy agterlaat. En dis veral die hartseer wat 'n mens baie keer nog onthou, en dis die hartseer wat jy so nou en dan onderkry. Dis daai hartseer wat jy laat besef, dis nie maklik om afskeid te neem nie. Dis nooit maklik nie. En daai eerste totsiens oomblik was diep in my en jou binneste ingekerf. Miskien is jy al jare hier, dekades, maar jy hou nog nie van afskeid nie. En gaan jy soms daar kuier, of kom jou mense hier kuier, is daai kuier altyd te kort, en die oomblikke is altyd te min, en die afskeid bly maar altyd seer. Dis hoekom ons vandag so mooi die ontstelde disipelharte van Johannes 14 verstaan. En ons verstaan hierdie mense se dilemma in hulle harte, hulle seer harte, hulle onstuimige harte, beter as wat ons dink. En ek wil altyd sê, het jy nog nie moes afskeid neem nie? Was daar nog nie 'n oomblik in jou lewe dat jy moes totsiens sê vir liefdes en vriende en naby mense nie? Het jy nog nooit daai seer beleef nie? Gaan jy hierdie toneel nie in kleur verstaan nie. Maar glo my, ons was daar, ons ken dit. Ons verstaan hierdie Johannes 14 toneel met al die kleure van die reënboog. Wat tref jy aan in Johannes 14? Jy stap in die middel van 'n fees in. Hier is 'n groot fees gevier. Elke jaar dieselfde fees. Ons noem dit vandag Paasfees, en daai tyd was dit Pasga. Pasga, 1500 jaar later op hierdie oomblik, vier hulle dit steeds. Die dag toe God sy mense in Egipte gaan haal het. Die dag toe die lam se bloed in die kusyne was, en die ouens vinnig moes oppak en trek, want die Egiptenare soek hulle bloed. Op hierdie stadium, Jesus saam met sy disippels, 1500 jaar later, en die fees word steeds gevier, soos ook vandag nog. Eintlik was dit veronderstel om 'n wonderlike geleentheid te wees. Dit is 'n mooi geleentheid. Dit is 'n eenvoudige fees. Jy braai 'n bietjie lam, ongesuurde brood, bitterkruie vir die brood, en 'n leksel wyn langs die pad, en hier is jou fees. En jy vier hom. Maar iets gebeur op die dag. Dis hulle derde fees saam met hulle rabbi. Gewoonlik het jy Pasga saam met jou familie gevier. Maar die oomblik as jy 'n student was van 'n rabbi, 'n leermeester, het jy gewoonlik die Pasga saam met hom gevier. Wat hier gebeur? Nou eintlik al 13 van hulle om die tafel, nou praat ek van tafel, baie laag in die middel, terwyl almal om die tafel aan lê. Hulle sit nie aan nie, hulle lê op die een elleboog en hulle vat met die ander hand. Terwyl hulle om die tafel aan lê, het al 13 een ding gemeen. Hulle ken afskeid. 3 jaar terug het die rabbi op 30-jarige ouderdom, die skrynwerker, huis waarin hy groot geword het en gewerk het, finaal agter hom toegetrek. Hy ken afskeid. En die 12 wat by hom is, ken dit ook. Hulle moes ook totsiens sê. Hierdie rabbi wat daai deur agter hom toegetrek het, het op 'n stadium voor hulle kom staan en gesê, volg my. Los alles wat jy doen, alles waarmee jy besig is. Los alles net so en volg my. En hy het vir sommige van hulle gesê op 'n visserboot, sommige wat 'n visser net reggemaak het. Sommige het dit gehoor terwyl hulle klaar disippels was van Johannes die Doper. Een het dit gehoor terwyl hy in 'n tolhekkie sit, in 'n tolhokkie, terwyl hy al sy mense eintlik hierdie belasting laat betaal vir Rome. Sy naam is Matteus. En 'n ander ou het onder die vyeboom gesit, Nathaniel, en nogal opmerkings gemaak oor Nasaret wat nooit iets goeds het nie. En dan hoor hy, volg my, en hier gaan hy. Al 13 van hierdie mense het afskeid geken. Jesus het gesê, ek word deel van jou lewe, jy is nou op pad, saam met my.
En wat hierdie jaar se fees so kosbaar maak, hierdie Jesus, hulle rabbi, is so pas in Jerusalem ontvang as koning. Daar is nog nie 'n kroon nie, want daar was palmtakke, en daar was klere op die grond. So hierdie fees is 'n besondere fees. Maar nou gebeur hier 'n paar vreemde goed. Dan lees jy die vorige hoofstuk deur, kom jy agter, is volg een op die ander een. Eerstens kom hy, en hy wil sy lyf slaaf hou. Hy buig om hulle voete te was. Baie onaangenaam, en baie ongemaklik. En hy skaars klaar daarmee, dan sê hy, een van julle gaan my verraai. En die ongemak word so groot, dat Judas Iskariot die vertrek verlaat, en in die nag in verdwyn. Almal krap kop. En as nog nie klaar met die skop nie, dan kom die volgende een. Hy sê uiteindelik vir hulle, maar hoor hier, ek wil net vir julle sê, ek is op pad. Ek is op pad. En waarheen ek vandag gaan, kan jy my nie volg nie. Waarheen ek op pad is, jy het nie 'n kaart nie. En as Simon Petrus sê, maar Here, ons was die 3 jaar saam met u, ons was oral waar u gaan, natuurlik wil ek u volg, en ek sal u volg waar u ook al gaan, dan moet Simon Petrus hoor, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. 'n lekker feesmaal word 'n warbel van verwarring. Want in 3 jaar se tyd kan 'n mens gewoond raak aan iemand. En as jy elke dag in sy teenwoordigheid was, geëet, geleef, gewerk het, saam met hom geslaap het in woestyne, soms saam met hom onder die klippe gesteek is, weggejaag is, maklike en moeilike goed, dan vorm julle 'n band. Waar u gaan, sal ek gaan. En saam met hom het jy dinge beleef wat niemand anderster beleef het nie. En om nou ewe skielik te hoor, na 3 jaar ter se volg my, ek is op pad. Daai werk nie lekker vir mense nie. Maar dan kom jy agter, is nie 'n onverwagse wending nie. En dis wat daai eerste vers in hoofstuk 13 sê, voor die Paasfees, voor die intog, voor enige iets het Jesus geweet, dat hy op pad is na sy Vader toe. Dat hy van hierdie wêreld af gaan oorgaan na sy Vader toe. Nou lees 'n mens ook die versie raak, wat 'n mens baie keer mislees. Hy het sy eie mense baie lief gehad. Lief gehad tot die uiterste toe. Was dit vir hom maklik? Daai versie sê vir jou nee. Sy op pad wees was net so moeilik as wat ons op pad wees vir ons moeilik was. Hy het sy eie mense tot die uiterste toe lief gehad. Ek is op pad. Dis 'n onverwagte boodskap wat geen disipelhart verwag nie. Maar tipies Jesus fokus hy nie op sy eie seer en afskeid en pyn nie. Ons kry dit baie keer nog reg, is ons verskriklik so verlang. Dan sê ons, was dit die regte ding om te doen? Ek gaan sommer terug. Ek kan nie meer nie, ek pas nie aan nie. Ons fokus so op ons eie pyn en afskeid en seer, nie hy nie. Kyk wat doen hy. Hy fokus op die verwardes om hom. En dan sê hy vir hulle, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. As ek en jy vanmôre oor 'n hart praat, dink ons baie keer op 2 maniere aan 'n hart. Die eerste kant is so anatomies, dis 'n ding hier binne wat bloed pomp om by alles uit te kom. Maar dan dink ons soms ook, dis die sentrum van my emosies. Ek is hartseer, my hart is bly, my hart is opgewonde. Die sentrum van my emosies, dis ook my hart. Maar in die Bybelse tyd was 'n hart 'n bietjie meer. Dit was nie net sentrum van emosies nie, maar ook van denke, van gedagtes, van wil. In die Bybelse tyd was die hart gesien as die beheerkamer van jou lewe. Alles het daar begin en alles het daar geëindig.
Moenie dat julle harte ontsteld wees nie. En dan die oplossing. Glo in God. Glo ook in my. Die Here sê in hierdie hart van jou is daar nie plek vir geloof en ontsteltenis en alles wat daarmee saamgaan nie. Hierdie twee goed groei nie saam nie. Jy kan jou hart hê en vir een oomblik dink die geloof neem oor en dan is ontsteltenis weer nie. Hierdie goed gedei nie saam nie. Die een neem altyd die ander een oor. En selfs vanmôre ontsteltenis in jou hart is, saam met al die ander goed wat by dit kom, saam met dit kom vrees en bekommernis en teleurstelling. As dit vanmôre heers in jou hart, gaan dit jou geloof aantas. Jy gaan sukkel. En ek weet in 'n kort tydjie het hierdie mense wat op 'n stadium alles gelos het om saam met hom op pad te wees. In 'n kort tydjie moes hulle 'n klomp nuwe goed hoor wat hulle baie ontstel het. 'n Mens weet eintlik nie watter deel van die nuus was die mees ontstellende nie. Was dit ek is op pad of was dit jy kan my nie nou volg nie? Maar dan voeg die Here nog iets by. En hy verduidelik homself. Hy sê ek is op pad. En die mense dink nou sal dit beter raak, want ek het werk om te doen. Ek gaan na my Vader toe. En ek gaan om plek voor te berei. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek sou nie sê as dit nie so was nie. En ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek julle plek voorberei het, kom ek sodat julle kan weet waar ek is. Ek kom julle haal. Julle ken die pad waarmee ek op pad is. En net hier verloor hy hulle heeltemal. Want as iemand praat van 'n pad, en ek moet daai pad stap, of ry, dan het daai pad gewoonlik 'n naam, en daar waar ek moet uitkom, het gewoonlik 'n nommer. As ons praat van paaie, dan praat ons van goed, wat name het, en nommers. En dan weet ek, as ek hierdie goed volg, dan kom ek uit waar ek wil wees. En nou sê Jesus, julle ken hierdie pad. Hulle is so ontsteld. Hulle mis eintlik wat hy sê. Want hier praat Jesus van God se woonplek op 'n wonderlike manier. Hy sê, in die huis van my Vader. Hy praat hier van 'n familietuiste. Daar's vir jou ook plek. En nou praat hy nie van 'n gastekamer waarin jy so 2 nagte gaan slaap nie, want soms het ons gastekamers na, se stel hulle net vir die gastekamer. Ons praat nie van gastekamer tuiste nie, ons praat van jou ewige tuiste. En gewoonlik praat die Bybel op 'n ander manier van God se woonplek. Dis hierdie magtige troonsaal, Openbaring, Psalms, noem dit op. En hier sê Jesus, my Vader se huis is 'n familietuiste. En jy is welkom. En julle ken die pad. Baie ontsteld, sê Filippus vir hom, ons ken nie die pad nie. Ons is saam met soveel paaie met u al gewees. Goeie en slegte paaie. En is paaie wat 'n naam gehad het, en is paaie wat uiteindelik 'n plek gehad het, waar ons kon sê, ons weet waartoe ons op pad is. Ons weet nie waartoe u op pad is nie. Groot verwarring. Die verwarring is so groot, hy vergeet eintlik, Jesus sê, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. Weer eens 'n wonderlike mededeling. Partykeer gebeur aan ons iets in 'n mens se lewe. Iemand is in 'n groot ongeluk, of is baie siek, of oorleef 'n ramp, en dan sê ons baie keer, maar hierdie persoon se lewe het nog 'n doel hier gehad. Hulle werk is nog nie klaar nie, dis hoekom hulle nog hier is. Dis nie waar nie. Jesus se werk is nog nie klaar nie.
Dis hoekom hy hier is. Jesus se werk om die plek gereed te maak, dis nog nie klaar nie. Dis die enigste rede hoekom elkeen van ons nog hier is. En dan kom 'n tyd in elkeen van ons se lewe dat die gereedmaak sessie vir jou wel klaar is. En dan gaan jy huis toe. Maar die ouens verstaan dit nie. En Thomas is dapper. En Thomas sê, hierdie is vir ons baie vreemd en niet. Ons ken nie hierdie weg. Hoe kan u sê, ons weet waartoe u gaan? Dis my wonderlik dat Thomas dit vra. Want 'n paar hoofstukke gelede wat Jesus hulle op pad gewees na Betanië, toe Lazarus is dood en hulle moet soontoe gaan, en die hele span disippels sê, ons kan nie nou soontoe gaan nie, Betanië is te naby in Jerusalem, en die Jode soek u bloed. En dan sê Thomas, maar kom ons gaan saam met Jesus. Al moet ek dan ook saam met hom daar sterf. Onthou Thomas se woorde. Kom ons gaan saam met Jesus, al moet ons ook dan saam met hom sterf. Here, ek is bereid om enige pad saam met u te stap. Ek is bereid om na enige adres toe te gaan, al moet dit my lewe vat, maar ek het geen idee waantoe u nou op pad is nie. Asof hierdie man eintlik smeek vir aanwysings. En dan kom hier Rabbi stem. Jy vra, wys vir ons die pad. Ek sê vir jou, ek is die pad. Ek is die pad. En kom ek verduidelik vir jou, lyk hierdie pad. Ek is die pad van waarheid en lewe. Dis die twee goed wat jy op hierdie pad aantref. Waarheid, dis die alternatiewe roete, dis die enigste roete. En lewe, selfs die dood gaan op hierdie pad verslaan word. Wat die einde van Thomas sê, jy gaan my nie gebruik om in die hemel te kom nie. Maar as hierdie lewende pad klaar deur jou hart loop, is dit waar jy gaan eindig. As hierdie lewende pad klaar deur jou hart loop, is dit waar jy gaan eindig. Ons het verlede week gehoor hoe Johannes 1 mooi begin. In die begin was die woord daar, en die woord was by God. En die woord was self God, en die woord het onder ons kom woon, en ons kon sy waarheid en heerlikheid sien. Nou is ek en jy vandag op pad, saam met Thomas. En hulle sou nog later iets agterkom wat ek en jy reeds weet. Omdat hy daai dag gesê het, ek is, kan ek vandag sê, ek kan. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek sê, ek kan dit glo. Ek kan u volg. Ek kan 'n deel maak van my lewe. Ek kan glo u het my lief genoeg gehad om u lewe te gee. Ek kan glo u die dood oorwin. Ek kan glo u is die lewende weg. Ek kan glo dat ek op pad is na my ewige tuiste. Jesus kom vandag en hy sê vir al die Thomasse, jy was daai dag met Lazarus bereid om vir my te sterf. Kom ek nooi jou om saam met my te lewe. Amen. Ek weet U is die pad, Here. Ek raak soms blind daarvoor. Ek vergeet baie maklik wat U gesê het. Ek ken U nie,
En ek aanbid U nie om in die hemel te kom nie. Ek aanbid U, Here, omdat U in my hart woon. En daardie wete kry my daaruit. Ook vir my is daar 'n plek in gereedheid. Ook vir my is daar 'n tuiste in U ewigheid. Ook vir my breek daar 'n tyd aan dat ek hier my oë toemaak en uiteindelik tuis kom. Dankie, Here, dat U die pad is wat ek kan stap. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly wees.